Ek is Josef Oosthuizen en ek gesels vandag weer met Dani Malan en ons gaan voort om oor manlike Christendom te gesels. Hier is die 8ste episode in hierdie reeks oor manlike Christendom en vandag gesels ons deur die 6de hoofstuk van die boek Masculine Christianity, geskryf deur Zachary Garris, en dit is getiteld Hiërargie en gesag in die skepingsorde. Nou Dani, waaroor gaan hierdie hoofstuk? Ja, hallo Josef, is lekker om weer met jou te kuier. Hierdie hoofstuk is die tweede een van twee wat gaan oor dat patriargie is deel van die skepingsorde. En so die vorige ene het gesê dat die geslagsrolle is in die skepingsorde, so dit is nie dat man en vrou presies dieselfde roeping het en pligte nie. Daar's 'n verskil in wat die Here vir die man gee om te doen en vir die vrou gee om te doen. En dit is nie begrond net in die kultuur of daar as gevolg van die sondeval nie, dit is hoe God dit geskep het en dit is goed en mooi. Nou hierdie ene sluit nou al daarby aan, bou daarop voort en sê dat hiërargie en gesag is ook in die skepingsorde. En hierdie is nogals die crux van die saak, is gesag, is die hiërargie in die skepingsorde, of is dit iets wat kom na die sondeval? Is dit daar as gevolg van die sondeval? En dan nou gevolglik ook as gevolg van die sondeval en later kom dit deur in kultuur en dan leef ons nou in 'n sondige kultuur, maar wanneer Christus kom, dan is die evangelie verander daai weer. So as jy sê dit is in die sondeval wat dan deurwerk in 'n sondige kultuur, dan kom die evangelie en verander dit weer. So dan moet dit wegkom, hiërargie moet dan wegkom. As jy sê dit is begrond in die sondeval wat oorgaan na kultuur toe. Maar as dit in die skepping is, dat God dit so geskep het, dan is patriargie deur God so geskep, dis die orde wat hy gemaak het, dis goed. En die sonde is dan eintlik nie dat daar patriargie en hiërargie is nie, die sonde is dat daar gerebelleer word teen hiërargie en teen hierdie skepingsorde, en die evangelie herstel weer die orde van hiërargie, nie maak dit tot niet nie. So mens sien hoe belangrik is dit, van hierdie is 'n kritiese vraag. Is dit in die skepingsorde, of het dit gekom as gevolg van die sondeval, hiërargie tussen man en vrou? So in hierdie hoofstuk het hy dan 'n klompie argumente wat hy deurwerk vir hiërargie, teenoor die egalitaire standpunt, wat dan nou teen hiërargie is, en sê dit kom uit die sondeval aan, en die fokus is hoofsaaklik op Genesis 2 tot 3, maar met ook verwysings na 'n paar ander tekste in die skrif. Ja, so die vorige hoofstuk gaan dan oor daai man en die vrou se rolle in daai, net om weer te noem, die man is geskep in die geslagsrolle van voorsien en beskerm, en die vrou is om kinders te kry en hulp vir die man te wees. En nou is ons dan by die hiërargie, is hiërargie ook geskep. So wat is die redes wat gegee word, dat Adam gesag oor die vrou voor die sondeval het, en dit gegee is? Ja, so hy begin in daai deel van die hoofstuk, dan gee hy 5 algemene redes vanuit die komplementêre kamp, en hy gaan later in die hoofstuk gaan hy nog 'n klompie bysit. Ek dink hy eindig uiteindelik by 9 of 10, sal nou daarby uitkom. Maar goed, so eers die 5 algemene redes wat deur mense in die komplementêre kamp gegee word. Die eerste een is dat Adam is eerste geskep, en dit kry in Genesis 2 vers 7, ook word daar verwys in vers 18 tot 23, en dan die belangrike Nuwe Testamentiese teks, 1 Timoteus 2 vers 13, ek dink is eintlik 12 en 13, maar Ja. goed, hier verwys nou net na 13. Die tweede ene is Eva is geskep as hulp vir Adam, Genesis 2 vers 18, en weer die belangrike Nuwe Testamentiese teks is 1 Korintiërs 11 vers 9. Jy sal dikwels in die debatte oor die rol van man en vrou in die kerk, is daai debatte gaan die hele tyd oor hierdie twee tekste, tot 'n groot mate, oor hoe moet ons dit verstaan. Maar goed, so die derde ene, Adam het vir Eva haar naam gegee, Genesis 2 vers 23 en 3 vers 20. Adam verteenwoordig die hele mensdom in die tuin, Romeine 5 vers 12 tot 21, 1 Korintiërs 15 vers 22 en 45 tot 49.
En God het vir Adam eerste aanspreeklik gehou, al was dit Eva wat eerste gesondig het, in Genesis 3 vers 6 en 9, en dan soos ek sê, later in die hoofstuk, en sit hy nog 'n klompie by. So hier is algemene stellings, wat jy hoor vanuit die komplementêre kamp, om te sê, daar is hiërargie. Nou wat jy hier moet hoor is, dis iets van 'n kumulatiewe argument, wat hulle eintlik maar sê is, ons sien hierdie, en ons sien hierdie, en ons sien hierdie, en ons sien hierdie, wat maak sin van al hierdie goeters wat ons sien? En dan sê hulle hiërargie. Ja. Hiërargie maak sin van al hierdie stellings wat ons daar sien. En die ander kamp moet dan nou met 'n ander verklaring gee, van hoekom sien ons hierdie? Hoekom sien ons hierdie? Hoekom gebeur al die goeters? So hulle kan nie, die ander kamp kan nie sê, Adam is nie eerste geskep nie. Ja. Hulle kan nie sê, Eva is nie geskep as hulp vir Adam nie. Dis duidelik in die teks. Daar is baie duidelik, dis feite. En wat jy nou moet sê, maar wat verklaar al die feite? En dan die een kant sê hiërargie, die ander kant probeer sê, nee, hierdie feite moet jy nie in die rigting van hiërargie vat nie. Nou wanneer hy dan dit probeer uitpak, dan werk hy baie met een spesifieke skrywer, Richard Davidson. Met Richard Davidson, hy is 'n Oud-testamentikus, en hy het 'n boek geskryf, Flame of Yahweh, Sexuality in the Old Testament. Nou hy, as ek nou reg verstaan, aanvaar hy dat 'n man gesag het oor sy vrou in die huwelik, maar, dit is nou belangrik, hy sê, dat daai is daar as gevolg van die sondeval. Dis iets wat gekom het as gevolg van die sondeval, en die man gesag het oor die vrou in die huwelik. So dink baie, soos wat jy nou sou dink, die man wat gaan werk, maar daar gaan dorings en distels wees. Dis, so jy verwag daar gaan dorings en distels wees. So jy erken die realiteit van die sondeval, dorings en distels, en so is hy besig om ook sê hy dan nou, die gesag van die man oor die vrou is dorings en distels, maar net in die huwelik. So dit is iets wat daar is as gevolg van die sondeval, dit was nie daar voor die sondeval nie. Dit is regtig suiwer as gevolg van die straf wat kom as gevolg van ons sondes. So ja, hy sê daar is gesag van die man oor die vrou in die huwelik, maar dit is as gevolg van die sondeval. So wanneer ons in die Nuwe Testament dan lees dat vroue onderdanig aan hulle mans moet wees, dan sê Richard Davidson dat dit is nie hoe God dit oorspronklik geskep het nie. Dit is soos daai dorings en distels vir die man, is die onderdanigheid vir die vrou. So hy sê op 'n punt, the man and the woman before the fall are presented as fully equal in rank, with no hint of an ontological or functional hierarchy, no leadership or submission relationship between husband and wife. So hy sê baie duidelik, hierdie is nie daar voor die sondeval nie. Okay, so onthou weer daai klomp stellings, daai klomp feite wat ons gesien het van die man is eerste geskep en so aan. Ons gaan nou kyk na 'n klompie van die extras in die proses, gaan ons 'n klompie extras sien, en dan maar op 'n manier moet jy daai verklaar. Hoekom het die Here hierdie dinge so gedoen? En dui dit nie op hiërargie nie. So ek dink dit doen. Maar goed, so David sê nee, dit doen nie. Nou in Zachary se hoofstuk dan werk hy nou redelik met Davidson se boek. Nou ek wil wel sê, ons het nou nie Davidson se eie werk gaan lees nie. Nee. Ons het nie die boek gelees nie. En Zachary, ek dink ook nie hy probeer in sy hoofstuk vir Davidson se argumente deeglik uitpak en weer lê nie. Dis meer iets van 'n oorsigtelik neem kennis hiervan. Want as jy nou Zachary se hoofstuk lees, dan kry jy nie eintlik, dit kan wees dat hierdie is al wat Davidson sê, en dan het hy regtig vlak argumente. Maar ek vertrou maar dat hy probeer uit beter argumente as wat ons nou in hierdie hoofstuk sien, want as dit net is wat in die hoofstuk, wat in Zachary se hoofstuk staan, dan het hy regtig nie eintlik enige argumente nie. So, hoe ek nou maar Zachary se hoofstuk lees, is hy's net besig om te sê, hierdie is wat Davidson se stelling is, en hy gee nie al die argumente, die redes vir
wat Davidson sou self gee nie. Hy sê net, hier is sy stelling, en hier is hoekom dit verkeerd is. Hier is die stelling, en hier is hoekom dit verkeerd is. So ek verstaan dit nou maar so. Ja. Goed, so 'n klompie stellings. Ek het dit hier as 5 stellings met so 'n laaste ene wat Zachary nog uitwys waarmee Davidson nie rekening hou nie. So die eerste stelling is dat God die mensdom na Adam vernoem, beteken nie dat die man gesag het oor die vrou nie. Dis nou Davidson se stelling. Dat God die mens na Adam vernoem, beteken nie dat die man gesag het oor die vrou nie. So hy sal nou deel van sy argument, hier is nou wel ietsie wat deurskemer van wat is sy redes daarvoor. Dan sal hy sê, naas die eerste man wat die naam gedra het, is dan nou Adam, word Adam gebruik vir die hele mensdom. Nie net vir die man of die manlike geslag nie. Die mensdom sluit dan nou natuurlik in mans en vrouens. Nou, die teenargument is, maar dis juist die punt, dat Adam, die eerste man wat geskep is, die eerste mens wat geskep is, kry van die Here af die naam Adam, en dan word alle ander mense as 'n gemeenskap of as die mensdom word na 'n man vernoem. So hoor jy nie daarin iets van 'n tipe hoofskap van Adam wat oor al die mense is. Soos wat jy het Juda wat die stamhoof is van almal wat in die stam van Juda is, en hulle almal word vernoem, daai stam word vernoem na hom. So daar's iets daarvan dat Adam tree op as 'n hoof van die hele mensdom, en dit veronderstel tog iets van 'n gesag, van 'n hiërargie, wat hy het oor almal, en dan insluitend ook sy vrou. Sy vrou is ook deel van die mensdom. So daai, ek dink, dis 'n snaakse stelling, om te sê, maar goed, so, die Adam word vir die eerste mens gebruik, maar dan word die hele mensdom na hom vernoem, en ek dink dit veronderstel tog iets van 'n hoofskap. Die tweede stelling is dat Adam eerste geskep en dan Eva geskape is, beteken nie dat Adam gesag het oor Eva nie. So sien hy is maar net altyd besig om te sê, dit beteken dit nie. Dit veronderstel nie gesag nie. So die feit dat God eerste Adam skep, en dan tweede Eva skep, sê nie dat Adam gesag het oor Eva nie. Onthou, die Here hy het die vermoë gehad, om hulle tegelijkertijd te skep. Dit was nie nodig vir die Here, om het op hierdie manier te doen, dat hy eerste Adam skep, op een manier, en dan tweede, 'n ruk later, nadat Adam al 'n paar goeders gedoen het, dan skep hy vir Eva uit Adam uit nie. Hy het die vermoë gehad, om Adam en Eva in dieselfde oomblik op presies dieselfde manier te skep. En die Here doen nie goeders net so lukraak nie. Daar's 'n rede hoekom hy dinge doen soos wat hy dit doen. En dan het jy nou iets uitdrukkeliks in die Nuwe Testament. Dis nou, onthou is nou weer een van daai 2 belangrike Nuwe Testamentiese tekste. En dit is in 1 Timoteus 2 vers 12 tot 13. Dan staan daar: Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of om oor die man te heers nie, maar sy moet haar stilhou, want Adam is eerste gemaak daarna Eva. So wanneer Paulus, en onthou, hierdie is nou onder inspirasie van die Heilige Gees, nou kyk hy terug na die skepping, na hoe God geskep het, en hy lees daai, onder inspirasie van die Heilige Gees, sê hy, hierdie is die rede, hoekom die vrou nie aan die man moet onderrig gee, en die vrou nie oor die man moet heers nie. Hy begrond dit in 'n skepingsorde, en hoe dat Adam is eerste gemaak en daarna Eva. So, sy stelling dat Adam eerste geskep is en dan Eva, beteken nie dat Adam gesag het oor Eva nie. Dit gaan nogals baie direk teen 1 Timoteus 2 vers 12 tot 13 in. Ja. Goed, maar onthou ook hierdie skakeltjie, ons gaan dit nou weer sien, wat daar is tussen onderrig gee en heerskappy. Onthou daai. Daar's iets aan onderrig gee wat ook te doen het met gesag, om gesag uit te oefen. Goed, so onderrig gee en om te heers,
Die vrou word nie toegelaat om enige van hierdie twee te doen nie. Die rede daarvoor, want Adam is eerste gemaak en daarna Eva, en dit het implikasies dan vir hoe hulle teenoor mekaar moet lewe. Ja, daar is nog eintlik 'n baie mooi teksvers om daai eerste gemaak te verbind met heerskappy. Ja. Nee, of hiërargie dan. Ja. Goed, die derde stelling is dat God in Genesis 2 alleen met Adam gepraat het, voor Eva gemaak is, beteken nie dat Adam gesag het oor Eva nie. So, partykeer vergeet mense, dat wanneer God in Genesis 2 al sê, dat die tuin bewerk en bewaar moet word, Eva is nog nie daar nie. Die vrou is nog nie geskep op daai punt nie. So, dis, daai eerste opdragte is aan Adam gemaak terwyl hy nog alleen is. Sonder hulp. Nou goed, so, dan het hy al begin met sy taak, en dan uiteindelik dan maak die Here die vrou die hulp wat by hom pas. So, dis nou daai konteks, dat in Genesis 2 praat die Here alleen met Adam, en nadat hy hierdie opdragte vir Adam gegee het, oor wat is sy doel, wat is sy taak, wat is sy plig, dan maak hy die vrou, en dan lees ons nie dat hy dit daarna weer herhaal nie. Ja. So, mens kan nou hier die afleiding maak, dit staan nie uitdruklik in die teks nie, maar mens maak die afleiding, dat Adam moes vir sy vrou gaan leer, wat die Here vir hom gesê het. So hy moet dan, die Here het vir hom gesê, wat moet hulle doen, en nadat die vrou geskape is, dan gaan sê hy, hierdie is wat die Here gesê het, hierdie is wat ons moet doen. En ek dink daar's 'n mooi skakeltjie wat mens kan maak met Efesiërs 5, vers 25 tot 26, waar ons lees van Christus, die groot bruidegom, wat sy bruid reinig met die waterbad deur die woord, wat ook die woord aan sy bruid bedien, en dit reinig haar. Ja, en Christus is hoof van die kerk. Hy het in hiërargie, is hy bo die kerk. Ja. En onthou daai vorige skakeltjie, die vorige vers, en daai skakel wat ons gemaak het van konneksie, van om onderrig te gee en te heers, wat te doen het met gesag, in 1 Timoteus 2 vers 12 tot 13. Ja. En dat ek dink jy sien hier in Genesis 2, hoe Adam ook moes onderrig gee. Hy moes aan sy vrou onderrig gee, oor wat die Here beveel het. Sy kon nie, sy het nie geweet nie. Ja. Goed, so. En onthou weer, die Here kon dit anders gedoen het. Hy kon man en vrou tegelijkertijd geskaap het, op presies dieselfde manier, dieselfde oomblik, en tegelijkertijd vir hulle albei die opdrag gee. Hy het besluit om dit nie so te doen nie. Hy het besluit om eers die man te maak, om eers vir Adam die opdragte te gee, dan wag hy, dan maak hy die vrou, en dat lei ons af uit die konteks, dat Adam dan vir haar moes gaan onderrig gee, oor wat is hulle plig hier in die tuin. Wat moet hulle en wat mag hulle nie doen nie. Goed, so daai was die derde stelling, dat God in Genesis 2 alleen met Adam gepraat het, voor Eva gemaak is, beteken nie dat Adam gesag het oor Eva nie. En ek dink die konteks gee vir my die ander indruk, want hy moes haar onderrig, en onderrig is 'n gesagsverhouding. Ja. Jy kan dink soos aan 'n leerling. Die leraar het in daai taak ook gesag oor die leerling. Hy's besig om gesag uit te oefen. Ja. Goed, stelling 4 dan, is dat Eva uit Adam en vir Adam gemaak is, beteken nie dat Adam gesag het oor Eva nie. Dis nou ook wat nou vergeet ek sy naam. Wat Davidson sê. Dat Eva uit Adam en vir Adam gemaak is, beteken nie dat Adam gesag het oor Eva nie. Nou, hier kom die ander belangrike Nuwe Testamentiese teks weer in, en dit is 1 Korintiërs 11 vers 2 tot 16, maar veral dan vers 8 tot 10. Nou, die konteks daar, is dit het te doen met die hoofbedekking, en dat sy met 'n hoofbedekking hê, om te wys dat sy ondergesag is, en die man moet nie 'n hoofbedekking hê nie, want hy is nie onder die vrou se gesag nie. So, mens kan nou 'n lekker lang gesprek hê oor hoe jy die hoofbedekking moet verstaan, en ek dink dis baie relevant ook vir ons tyd om daai debat te hê,
daai gesprekke te hê. Maar goed, in die teks, vers 8 tot 10, staan daar dan, want die man is nie uit die vrou nie, maar die vrou uit die man, want die man is ook nie ter wille van die vrou geskape nie, maar die vrou ter wille van die man. Daarom moet die vrou 'n aanduiding van gesag op die hoof hê, ter wille van die engele. So hier is weer 'n Nuwe Testamentiese teks wat terugkyk na die skepping, voor die sondeval, na hoe God dinge gemaak het. En ons het baie duidelik dat dit gaan oor, daar's 'n gesagsstruktuur, daar's hiërargie, in terme van gesag. En dan word dit weer begrond daarin, dat hoe die man en die vrou geskep is. Die man is uit die, ander kant om, die vrou is uit die man geskep, en die vrou is ter wille van die man geskep. So die manier hoe God man en vrou geskep het, is vir 'n rede. Wat is die rede? In die lig van wat die Heilige Gees vir ons wys in 1 Korintiërs 11, is omdat daar 'n gesagsstruktuur is, as 'n hiërargie. En daarom het die Here dit ook so geskape. Goed, so dis dan daai 4de stelling, dat Eva uit Adam en vir Adam gemaak is, beteken nie dat Adam gesag het oor Eva nie. Wat dan, ek dink, teenstrydig is met 1 Korintiërs 11. Die 5de stelling, dat Adam vir Eva benoem, beteken nie dat hy gesag oor haar het nie. Nou so hy sê, by die diere het Adam nie gesag uitgeoefen oor die diere nie. Hy het hulle net geklassifiseer. So as ek reg verstaan wat hy hier sê, is hy is net besig om te kyk wat is hulle, en dan erken hy net wat hulle is. Hy is nie besig om met gesag iets te verklaar oor hulle, met gesag te sê, hierdie is wat jy nou is nie. Hy is net besig om waar te neem, hoe het God jou gemaak, en dan sê hy dit. Maar wat Zachary terecht sê is, om iets waar te neem, en om met gesag op te tree, is nie wederzijds uitsluitlik nie. Jy kan albei doen. So jy kan iets waarneem, en met gesag dan sê, en hierdie sal jou naam wees. En ek dink tog ook intuïtief weet ons dit, dat wanneer jy iets benoem, dan jy tree op met gesag oor daai een. So veronderstel nou, julle kry 'n baba seentjie word gebore, en julle sukkel nog om 'n naam te gee vir die mannetjie. En hier kom ek ingestap, ek kom kuier by julle, en ek sê, sy naam sal Gert wees. Is sy naam nou Gert? Hoekom nie? Ek het dit tog nou gesê. Hoekom is sy naam nie Gert nie? Want ek het nie daai gesag om daai besluit te neem nie. Wie het daai gesag? Dis ook nie hy self nie. Dis ook nie die seentjie wat mense nou sê, okay, jy gaan naamloos wees totdat jy eendag jou eie naam kies nie. Dis die ouers vir wie die Here die kindjie gegee het, en vir wie die Here ook die gesag gegee het oor die kindjie, as ouers, om daai kindjie te benoem. So, dis so net binne ons intuïsie ook, net oor die algemeen leef ons so, dat dit wat jy benoem, daar is 'n gesagsverhouding oor dit. So, dis vir my baie vreemde gedagte om te sê, dat selfs by die diere, het Adam nie gesag gehad oor die diere toe hy hulle benoem nie. Dis tog, as jy dink aan wat het die Here nou net van hom gesê, hy moet dit bewerk, en hy moet dit bewaar, so daar's iets van 'n heerskappy, wat hy nou begin uitleef, wanneer die Here die diere by hom verbyvat, en dan dit wat Adam besluit, dit moet sy naam wees, dit sê die Here, dit sal sy naam wees. So die Here gee vir Adam, is 'n tipe gesag oor die diere, om hulle te benoem, dat wat Adam sê, dit is dit. As die engele kom, hulle het nie daai gesag gekry oor die diere nie, die engele kan nie die name gee nie, die Here het daai roeping, daai taak en daai gesag dan vir Adam gegee. En dan is dit dan opvallend om te sien, dat wanneer die Here vir die vrou maak, dis weer Adam wat haar die naam gee. Dis Adam wat haar benoem. Ja, ek wil miskien net daai teksvers vir miskien volledigheid noem uit 1 Korintiërs 11 vers 3,
waar dit maar ook baie duidelik praat oor die hoofskap of die gesag, en dan word dit verbind met Christus as hoof, en dan is die, jy weet, dit sê, maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus. So ek dink jy daar ook maar hierdie hiërargie konsep, wat duidelik daar ten minste ook in daai 1 Korintiërs 11 deurkom. Maar nou ja, goed, so kom ons gaan nou verder, en kyk ons na die sondeval. So dit, so ons nou gekyk na voor die sondeval, maar nou die sondeval in Genesis 3, is dan die vraag, leer Genesis 3 met die sondeval dat die man nog steeds gesag oor die vrou het? Ja. Nou, so, ons gaan dit net nou weer 'n bietjie aanraak, maar ek dink net iets voordat ons begin kyk na die sondeval, is om te onthou hierdie feite. Ons sien hierdie dinge wat in die teks staan, wat net daar staan, dit staan daar duidelik, niemand kan verskil daarmee dat Adam is eerste gemaak en toe is Eva gemaak, en Eva, die vrou is uit Adam uitgemaak, en Adam het haar benoem. Jy kan nie daarmee verskil nie, dit is daar, daai feite staan daar. Jy moet nou vra, wat sê hierdie vir ons, hoe verklaar dit? En dan dink ek, sien 'n mens hier, dat daar's gesag, hiërargie, nog voor ons kom by Genesis 3, is daar reeds hiërargie, en gesag van die man oor die vrou. En die Nuwe Testament wys ook daai gesag konsep uit, en dit is ook die ding, is asof Davidson, as 'n argument hierso reg weergegee word, is dat hy sou sê dat jy kyk maar net na Genesis en jy ignoreer in 'n mate dan die Nuwe Testament, wat natuurlik 'n probleem is. Goed, ja, nee, dankie Donnie. Goed, so maar nou, as ons nou kom by die sondeval, dan sit, ek dink is eintlik ironies, want die egalitaire ouens sê die sondeval is die oorsaak van hiërargie. Maar ek dink dis eintlik dat die sondeval bevestig dat daar 'n hiërargie was. So dit is besig om die teenoorgestelde te doen as wat hulle dink te doen. Dis besig om hiërargie te bevestig. So, hoe sien ons dit? Ons sien eers dat God het eers na Adam toe gegaan, na die sondeval, al was dit Eva wat dan in die verloop binne die teks, ons sien nou nie wat het in die hart gebeur, wie het in die hart eerste al gesondig nie, maar in die daad, was dit Eva wat eerste gevat en geëet het, en toe vir Adam gee, en dan vat hy en eet. So, in dit wat jy uitelik sien, is dit die vrou wat eerste sondig, en dan die man, en tog gaan die Here eerste na Adam toe, en vra vir hom, wat het jy gedoen? Wat het jy gedoen? So, mens sien, weer, soos wat hy kon albei op dieselfde oomblik geskep het, en hy kon daai take vir albei te gelyktydig gegee het, hy het dit nie so gedoen nie. Weer moet jy sien, hoe werk die Here met die mens? Hy kon hulle al twee te gelyktydig voor hom laat staan en sê, wat het julle nou gedoen? Maar hy doen dit nie. Hy gaan eers na Adam toe, asof Adam aanspreeklik was. So, dink nou weer in hierdie situasie. Sê nou maar, jy het 'n gesin vol kinders, maar daar's 'n klomp heel kleintjies wat in die huis is, sê maar kleintjies met maatjies, en jy het 'n ouer kind, sê maar so 14, wat jy sê, pas hulle 'n bietjie op, hou dop, hulle moenie van hierdie koek eet nie, wat hier op die tafel staan nie, sal jy hulle dop hou, hierdie is jou taak, en dan gaan jy weg, en jy kom terug, en die koek is heeltemal verorber. Nou, ja, so eerstens sou jy aangeneem het die ouer kind sou die ander kinders geleer het. Ja. Dat hulle nie die koek moet eet nie. Ja, maar so dit was in hierdie denkbeeldige scenario, dit was dan nou nie die ouer kind wat die koek geëet het nie, so dis nou nie 'n 1-tot-1 vergelyking met wat in Genesis gebeur nie. Maar jy kom terug, die kindertjies het die koek geëet, maar dan vra jy vir die ouer ene, waar was jy? Wat het jy nou gedoen? So, ek dink daar was iets hiervan, hier was Adam wat gesag gehad het en wat aanspreeklik was vir wat hier gebeur, ook oor sy vrou. Hy word ook aanspreeklik gehou oor wat sy vrou doen. So kom die Here eers na Adam toe en vra vir hom wat het gebeur.
alhoewel dit Eva was wat eerste gesondig het. So ek dink hierdie wys weer iets van dat hy is die verbondshoof. Hy is die verbondshoof, hy het verantwoordelikheid en saam met verantwoordelikheid kom gesag. So, ek dink dit wys weer daarna toe. Dan volgende, God het vir Adam vermaan daaroor dat hy na Eva geluister het. Dis interessant. In Genesis 3 vers 17. Ja. En as jy nou dit lees saam met Genesis 2, van die Here wat vir Adam gesê het, hierdie is wat julle moet doen, hierdie is wat julle nie mag doen nie. Dan was die orde, was hy moes dit vir Eva leer, hy moet haar onderrig, en dan volg sy hom, soos wat hy lei. Maar wat het hier gebeur, en dit was ook die Satan se slinkse plannetjie, is hy wil die orde juis omdraai. So hy kom na die vrou toe, hy kom nie na die Adam toe nie, hy kom val die vrou aan. En hy sit haar in die posisie, probeer haar kry in die posisie van leiding neem. En sy val daarvoor, en sy doen dit dan nou. Maar ook, dat die Here dan vir Adam aanspreek, dat hy na sy vrou geluister het, van die vrug geneem het en geëet het. Terwyl hy was veronderstel om sy vrou te lei in gehoorsaamheid, nie om deur haar gelei word in ongehoorsaamheid nie. Hy was nie veronderstel om aan haar gehoorsaam te wees nie. Maar sy aan hom, soos wat hy haar lei, om te doen wat die Here gesê het. So ek dink dis 'n tweede ding wat jy sien nou, as dit kom by wat gebeur by die sondeval in Genesis 3. Die volgende ene, is God het vir Adam gesê dat hy gaan sterf, en tog het Eva ook gesterf. Ja. As jy nou gaan sien, dis nie dat die Here dan vir hulle albei sê, omdat julle van die vrug geëet het, van stof is julle en tot stof gaan julle terugkeer nie. Hy sê dit net vir Adam, van stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Maar dan lees jy nie daarna, en Adam het soveel jaar gelewe, en toe sterwe hy, en dan ken ons vandag nog 'n Eva wat nou al 'n paar duisend jaar oud is. Maar dit is net Adam wat sterf. Ja. Jy lees hoe die hele mensdom sterf, maar die Here sê vir Adam, hy gaan sterf. So weer het jy hierdie aanduiding van dat hy's 'n verbondshoof. En waar hy val die res saam met hom. So omdat hy sterf Eva saam met hom. So, en weer het die sê iets van dat hy het gesag. Hy is die hoof, hy is die verbondshoof. Ja, en hierdie konsep word bevestig in die Nuwe Testament. Daar in Romeine 5, waar dit dan spesifiek sê dat die sonde deur Adam in die wêreld ingekom het. Ja, dit is nogal 'n mooi bevestiging daar ook. Ja, en hierdie is eintlik ook so belangrik net vir die verstaan van die evangelie. Want dit is deur een mens wat die sonde en die dood ingekom het, maar dan sal deur een mens waar daar lewe en verlossing weer kom. Ja. En dit is die laaste Adam. Dis Christus. Ja. So deur geloof kry jy deel aan hom, is jy dan nie meer in Adam nie, maar is jy in Christus. En het jy deel aan die lewe, terwyl as jy in Adam is, het jy deel aan die dood. So Paulus is besig om in Romeine regtig hierdie tema van verbondshoof te sê, maar hierdie is wat die evangelie ook behels. Dis hoekom mense gered word, want ons het 'n nuwe verbondshoof, en dis Christus. So jy het regtig 'n probleem as jy begin karring aan die idee van 'n verbondshoof en sê daar is nie so iets nie. Maar okay. Ja. Die laaste, Dus dit sy 7 redes wat hy gee waarom God eers met Adam gepraat het. So hy gaan nou teen daai ding van ja, hoekom die Here nou teen Adam met Adam se gepraat het eers. Dit nie eintlik saak maak nie. Ja. Maar opsommend waar David se 7 redes gee oor hoekom die Here eers met Adam praat, is dit maar opsommend dat nie Zachary kom uiteindelik tot die gevolgtrekking dat 6 van die redes is nie werklik redes waarom God eers met Adam praat nie. Hoe ek het verstaan is hy beskryf meer net die teks. So een van dit is dat daar's 'n omarmingspatroon. So jy lees van die
hierdie karakter eerste en dan lees jy weer van hom laaste. En dan tweede karakter tweede, daai tweede karakter is tweede laaste, die derde karakter derde en hy's weer so in die middel. So 'n tipe omarmingspatroon. Maar daai verduidelik tog nie hoekom die Here hierdie so doen nie. Ja. Dit beskryf dit net verder. Ja. Sien hierdie mooi patroon in die teks, maar dit gee nie regtig 'n rede hoekom doen die Here dinge soos wat dit doen, soos wat jy eintlik duidelik kan sien in die Nuwe Testamentiese tekste in 1 Timoteus en in 1 Korintiërs word daar redes gegee oor hoekom het die Here dinge so gedoen. En dis dieselfde Gees wat in Genesis praat wat ook in die Nuwe Testament besig is om te praat. Goed, so ek dink nie een van daai redes is regtig oortuigend nie. So goed, kom ons kyk na om op te som, wat is die redes dan in Genesis 1 tot 3 dat Adam gesag oor Eva gegee is? Ja, en ek dink weer, onthou, hier word nou 'n klomp stellings gemaak, en sien hoe elke een van hierdie goeters is besig om in 'n sekere rigting die vinger te wys. Ja. Is besig om te sê, hiërargie. Hier is 'n geskape hiërargie. En dit maak dan nou sin van al hierdie stellings. Ja, en die Nuwe Testament bevestig daai rigting. Ja. So dis iets van 'n kumulatiewe saak wat hier gemaak word. Dit sê nie net op grond van een stellingkie nie. Ja. Kyk na hierdie volle prentjie en dit alles vat jou in dieselfde rigting. So die eerste een is, Adam is eerste geskep. Tweede een is, Adam het die roeping gehad om die tuin en vir Eva te beskerm. Die derde, Adam het die roeping gehad om vir Eva God se bevele te leer. 4, Eva is uit Adam geskep as sy hulp. 5, Adam het Eva haar naam gegee. 6, God het eerste na Adam toe gegaan, na die sondeval, al was dit Eva wat eerste gesondig het. 7, God het vir Adam daaroor vermaan, dat hy na Eva geluister het. 8, God het net vir Adam gesê dat hy gaan sterf, tog het Eva ook gesterf. 9, God het die mensdom na Adam vernoem. En 10, Adam verteenwoordig die hele mensdom in die tuin as hul hoof. Wat leer Genesis 3 vers 16 oor die impak wat die sondeval op die man en die vrou se verhouding op mekaar sou hê? So ons neem nou aan, daardie gesag of daardie hiërargie is daar gewees voor die sondeval. Mense kan dit sien tydens die sondeval, maar nou het daar natuurlik nou hierdie effek gekom op hierdie verhouding. So wat sien ons daar? Ja, nou, die rede hoekom hy soveel tyd spandeer by Genesis 3 vers 16, maar dit is amper die hele tweede helfte van die hoofstuk. Ja. Is omdat dit is die groot teks waarop die egalitaire ouens hulle beroep om te sê, maar kyk hier is waar die gesag en hiërargie vandaan kom. So wat is nou hier besig om te gebeur? Wel, die Here het eers vir Adam gevra, wat het jy gedoen? Dan vra die vrou, en dan vra hy nie eintlik die slang nie, dit is nogal interessant. Hy gee nie vir die slang 'n kans om te antwoord nie. Hy oordeel hom net, en hy vervloek die slang. Waar hy nie vir Adam vervloek nie, en ook nie hy vervloek die grond, die aarde, om Adam se onthaalwe, maar nie vir Adam en die vrou self nie, maar dan vervloek hy die slang. En dan gaan hy weer van die slang af, dan is daar ook die oordeel oor die vrou, en die oordeel oor Adam. So Genesis 3 vers 15 was dan oor die slang, die vervloeking van die slang, en in daai vervloeking kry ons ook al die oer-evangelie, die eerste aankondiging van daar gaan een kom, wat die slang se kop gaan vermorsel. Nou, net daarna, dan is hy besig om te sê, hier is die oordeel oor die vrou, in Genesis 3 vers 16. Dan staan daar, aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap, met smart sal jy kinders baar, en na jou man sal jy begeerte wees, en hy sal oor jou heers. So jy kan nou hoor hoe hulle dit hierin wil begrond, om te sê, sien maar, hier is die Here besig om die oordeel oor die sondeval te gee oor die vrou. Wat is die straf vir die vrou? En deel van die straf van die vrou is dat die man oor haar gaan heers. So, die veronderstelling dan is dat wanneer Christus kom, en hy maak dinge nuut, dan maak hy ook hierdie tot nuut. So, hierdie heerskappy van die man oor die vrou, maak hy tot nuut.
Nou, in die hoofstuk raak dit nogal baie tegnies. Hier's baie meer aan hierdie vers as wat ek self ook vooraf besef het, van hoe om dit te verstaan. Gelyk asof jy iets daaroor wil sê. Ja, nee, ek het dieselfde ondervind. Ek het ek het eintlik gedink daar is net 'n sekere verstaan wat almal aanvaar. Totdat ek nou hierdie gedeelte gelees het, kom ek agter dit is nie so eenvoudig nie. Ja. En dit is regtig sinvol om dit te gaan lees. Ek dink in die aard van hoe tegnies dit raak, is dit bietjie moeilik om dit in hierdie formaat alles uit te pak. So ek dink dit is beter as mens net gaan sit rustig en dit gaan deurlees, hierdie tweede helfte van die hoofstuk om 'n goeie gevoel te kry vir al die nuances wat hy uitlig in die vertaling van die teks. Want dit is 'n groot vraag, is hoe moet jy daai tweede helfte vertaal? En na jou man sal jy begeerte wees en hy sal oor jou heers. Daar's nogal klomp vrae daaroor en hoe moet jy dit verstaan? So maar net opsommend is daar 3 standpunte oor wat 3 vers 16 spesifiek uit tweede helfte van na jou man sal jy begeerte wees en hy sal oor jou heers. Is daar 3 hoof standpunte oor hoe dit verstaan is al. En die eerste een is dat dit bevestig die skepingsorde van hiërargie in die huwelik, maar dat dit dan gaan voortgaan. Dit bevestig dit weer. En so dis 'n baie positiewe ding. Die vrou se begeerte na haar man, dis positief, en dat hy oor haar heers is positief, soos wat dit positief is dat sy kinders gaan baar. So onthou die sin lees, ek sal groot ek so meerder jou moeite in jou swangerskap, met smart sal jy kinders baar. Om kinders te baar is mooi, maar deel van dit wat mooi is, kom nou saam met lyding. As gevolg van die sondeval. As gevolg van die sondeval. En so, maar daai kinders baar is mooi, en dan die res van die sin word dan ook gesien as mooi. Na jou man sal jy begeerte wees mooi, en hy sal oor jou heers mooi. Dus alles goed. So dis die eerste, dit bevestig weer die skepingsorde van hiërargie in die huwelik as 'n blywende seëning. Die tweede standpunt is dat dit beskryf die verdorwenheid wat nou kom in die huwelik verhouding as gevolg van die sondeval. En hier is nou onder hierdie tweede standpunt is daar 2 substandpunte. Die eerste ene neem dit wat die vrou en die man doen as negatief. Dat die vrou se begeerte aan haar man is iets van 'n sondige begeerte, en die man se heerskappy oor die vrou is 'n sondige tipe heerskappy. So dis nie besig om te sê hierdie is nie die skepingsorde nie, dit sê die skepingsorde van die vrou wat haar man moet begeer en die man wat oor sy vrou moet heers, daai het verdorwe geraak. So in albei is aangetast deur die sondeval, al twee het raak lelik. Goed, so dit is die een deel van die tweede standpunt, wat onthou die eerste standpunt sê, dis alles mooi, en dit wys hoe die skepingsorde en die hiërargie in die huwelik net so aangaan. Die tweede standpunt is op verskillende maniere besig om te sê, sien hoe die sonde nou ook hierdie kom aantas en lelik maak. Maar dit wat reeds daar was, word aangetas. So 2a sê die vrou se begeerte en die man se heerskappy raak verdorwe. 2b sê bietjie meer dat die vrou se begeerte is positief. Dis 'n mooi begeerte na haar man, maar die man gaan soms op 'n sondige manier oor haar heers. En ook in reaksie, ook wanneer sy op 'n mooi manier na haar man begeer, gaan hy op 'n sondige manier oor haar heers. So maar weer, die tweede standpunt is nie besig om hiërargie te ontken nie. Dit is besig om te sê, sien hoe is die hiërargie wat ons tot nou toe gelees het in Genesis 2 en wat ook veronderstel was in Genesis 3, sien hoe dit verdorwe raak as gevolg van die sondeval. Die sondeval het aantas op verskillende maniere. Die derde standpunt neem weer die vrou se begeerte as negatief en die man se heerskappy as positief. So
die vrou begeer na haar man op 'n sondige manier, en dit mens sou ook kan sê begeer teen haar man, of begeer om oor haar man te wees, begeer om oor hom te heers, om in sy mag te kry, haar mag te kry, maar hy moet dan positief heers oor haar. So sy wil graag hom onder haar hê, maar hy sal bo haar wees. So sien ons dit dan weer, die vrou is besig om te sondig in die manier hoe sy haar man begeer, maar die man is besig om gehoorsaam te wees wanneer hy dan oor haar heers. Maar weer, by die derde standpunt, is dit weer eens, die hiërargie is daar, sien hoe die sonde dit geaffekteer. Die hiërargie word nie ontken nie. Ja. So in al drie hierdie standpunte, watter een ook al jy nou van oortuig is daar nog steeds die erkenning van hiërargie en van die skepingsorde, maar ook dat die sondeval het een of ander effek daarop, op die huwelik, wat ons baie duidelik kan sien, op hoe die huwelik dit ook affekteer. Wil jy miskien ietsie sê van daai Genesis 4 vers 7, wat eintlik nogal gewoonlik tradisioneel gebruik word om Genesis 3 vers 16 te verklaar, daar waar dit sê, Genesis 4 vers 7, is daar nie verheffing as jy goed doen nie. Dit is mos nou die Here wat met Kain praat, nadat hy Abel doodgemaak het, en dan sê die Here vir hom, is daar nie verheffing as jy goed doen nie, as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Ja, en so dit is, as jy nou wil kyk, want hier is nou hierdie verskillende moontlikhede van hoe ons 3 vers 16 moet verstaan, en dan, so hoe moet ons dit verstaan, wil jy kyk nou ook na die konteks, wat staan in die konteks, want hier nou, as ons nou praat van die vertalingskwessies, is daar's 'n hele paar goed, dit is amper asof elke woordjie, is daar iets wat Zachary uitlig, dat sien is nie so eenvoudig nie, maar iets wat jy dan help, is as jy in die konteks kyk, dan sien jy redelik naby, net die volgende hoofstuk, sien jy basies dieselfde sin. So, in 3 vers 16 het daar gestaan, en na jou man sal jy begeerte wees, en hy sal oor jou heers. 4 vers 7, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Nou, hier al klaar in die Afrikaans, sien jy hoe die vertalers in 'n rigting in gedink het, want dis dieselfde woord, wat in dieselfde tydvorm geskryf is, waar dit in hoofstuk 3 vers 16 staan daar, en hy sal oor jou heers, 4 vers 7, maar jy moet daaroor heers. Ja, en is dieselfde Hebreëse woorde. Selfde Hebreëse woord, selfde vorm. Die een is vertaal as 'n meer hierdie sal gebeur, ander is vertaal as hierdie moet gebeur. Dis meer 'n bevel, dis hoe dit veronderstel is om te gebeur. So dis interessant, en jy kan die woord op albei maniere vertaal. Dis nie dat hulle dis 'n ongeldige vertaling nie. Die vraag is meer net, as hierdie twee sinne so naby aan mekaar is, sê dit nie ons moet dit op dieselfde manier verstaan nie. Dis een vraag net. Dis so direk in die konteks, klink presies dieselfde. So my aanvulling sou wees, vertaal dit dieselfde. Ja. So as jy by die een sê, hy moet oor jou heers, dan moet jy by die ander ook sê, hy moet oor jou heers. Of as jy by die een sê, hy sal oor jou heers, dan moet jy by die ander sê, hy sal oor jou heers. Maar goed, as jy belangstel in hierdie detail, Zachary gaan mooi in al die detail in, en gaan trappedeer. Maar in wat jy nou hier het, in Genesis 4 vers 7, dan word die sonde, onthou, Kain is nou onder die versoeking om sy boetie te gaan vermoor. Ja, jammer, hy het nog nie sy boetie vermoor. Hy het nog nie sy boetie vermoor nie. Hy het hierdie versoeking, hy leef onder die versoeking om sy boetie te gaan vermoor, en dan praat die Here met hom en waarsku hom, en sê, die sonde lê en loer vir die deur. Nou hoe ek daai verstaan is, dit is iets soos die prentjie van 'n roofdier, wat reg staan, en hy wil jou kom vang. So dit is negatief daai. Die sonde lê en loer vir die deur. Sy begeerte is na jou. Ja, so is negatief. Is negatief. Hy wil jou kry. Maar jy
jy moet oor die sonde heers. En dan sien ons hoe hy dit nie doen nie, hoe hy nie oor die sonde heers nie, maar hoe die sonde oor hom heers. En dan vermoor hy sy broer. Ja. So nou, jy kan dit nou binne in hierdie 3 hoofstandpunte oor 3 vers 16 kan jy 4 vers 7 ook inwerk, om te sê, hoe moet jy dit nou verstaan? Ja, en ek kan miskien net noem, Zachary gaan later verder en hy stel 'n ander vertaling voor. Hy sê daar in die Engels, hy sou dink jy kan dit liewers vertaal, Genesis 3 vers 16, as, even though you are devoted to your husband, so daai is positief, he may abuse authority over you. So, en hy het net so argumente daar, hoekom dit eintlik so vertaal kan word, wat dan eintlik dit nog moeiliker maak. So dis eintlik 'n studie op sy eie. En dit lyk ook vir my asof dit die lyn is wat Calvin dit ook in verklaar het, was meer in daai lyn. So dit val onder daai, dat ons nou hierdie 3 verstande van die vers, eerste ene, tweede ene met die 2 variasies en die derde ene. Calvin, en het lyk asof Calvin en Zachary meer onder die tweede ene val. Ek het, voordat ek hierdie hoofstuk gelees het, was ek meer onder die derde ene, so ek het verstaan dat die vrou se begeerte na haar man is 'n sondige, opstandige begeerte, maar sy gaan nie kry wat sy wil hê nie, die man gaan oor haar heers. So, ek was daar, nou sien ek, hier's baie meer opsies as wat ek eers van geweet het, so ek moet self nog so weer mooi gaan dink oor hoe ek hierdie verstaan. Maar ook al mense het gaan sien, soos jy sê, die gevolgtrekking is dieselfde, is dat daar het as gevolg van die sonde frustrasies ingekom in die huweliksverhouding, maar dat daar nog steeds veronderstel word dat daar hierdie gesag van die man oor die vrou is, of dan 'n hiërargie is, en dit is nou eintlik maar die punt, nou al die argumente is dat daai bly staan, en dit is die doel van die hoofstuk om dit uit te lig. Ja, so ek kan maar sy slotparagraaf hier lees, dalk, wat dan net eintlik maar presies dit sê wat jy nou gesê het. Regardless of how we understand Genesis 3 verse 16, the point still stands that the fall introduced frustration into the marriage relationship. This is true even if view 1 is adopted. It was not that a husband's authority and a wife's submission were introduced as a result of the fall, as some egalitarians claim happened in Genesis 3 verse 16, but rather that this hierarchical relationship was part of the created order and was now frustrated by the fall. Like all things, a husband's authority and a wife's submission are subject to corruption because of sin. Yet hierarchy between the sexes comes from the creation order, not the fall. It is not something to be overcome, but something to be embraced as God's good design. Ja, goed, dankie Daniel. Dan volstaan ons daar, en dan, as die Here wil, dan gesels ons volgende keer deur die volgende hoofstuk,